There is nothing like your love. I just wanna be where you are. I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. Oh, there is nothing like your love. Holy. Holy, 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 you are holy, holy, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. Oh, I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, we exalt thee. I exalt thee. Oh Jesus, we exalt thee. We exalt thee. Oh Lord, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I
We surrender, we surrender, we surrender all to you, Lord. Gees van die Here is so teenwoordig in hierdie plek. Kom ons bly terwyl almal inlok en share en connect. Kom ons bly in hierdie tasbare saal. Ons is goed om die almal saam met ons te hê. Almal wat inluister op Facebook, ons Facebook familie van heinde en verre. Hendrik, goed om jou te sien, Mornay ook daar. Janice, Ina van P, bly julle ook saam met ons te hê. Kom ons bly in die gees. Kom ons aanbid hom. Net waar hy is, maak sy jou woord. Ons ervaar die vloei, die salwing. Let me know the kisses of your love. Hallelujah. Hallelujah. Let me know the kisses of your mouth. Let me feel your embrace. Let me smell the fragrance of your touch. Let me see your lovely face. Yes, come on. Take me away with you. Yes, Even so, Lord, come. Let me know the kisses of your mouth. Let me feel your embrace. Let me smell the fragrance of your touch. Let me see your lovely face. Take me away with you. Even so, Lord, come. I love you, Lord. Yes, I love you more than this life. I love you, Lord. yes. Lord, I love you more than this life. My heart and my soul yearn for you, Lord. To love you is all I can do. You have become my sole passion. Oh, my love to be true. Let me know the kisses of your mouth. Let me feel your embrace. Let me smell the fragrance of your touch. Let me see your lovely face. Take me away with you. Take me away, Lord. Even so, Lord, come. Jesus, come.
Oh, even so long Yes, heilige Gees. Heilige Gees. Kom, heilige Gees. Wat van volgende level. Heilige Gees, dank je. Let me know the kisses of your mouth. Let me feel your embrace. Let me smell the fragrance of your touch. Let me see your lovely face. Take me away with you. Even so, Lord, come. I love you, Lord. Yes, I love you more than this life. I love you, Lord. Lord, I love you more than this life. Halleluja, halleluja. Kom ons neem ons sitplekke. Surika, baie dankie. Want ons die bediening gaan doen, nee, kom ons neem met daai Jesus, I see Jesus. Kan jy dit? Amen. Jesus on the mountain. Ja, Here gee wat ons kan vloei. Ons gaan lekker bedien, ons gaan lekker vloei. Is dit nie amazing? Kan ons net vir Surika, hande klap vir amazing, beautiful stem. Is so tasbare salwing. Julle wat by die huis is, weet julle was hier saam met ons, om dit saam met ons te ervaar. Ek is so excited. Ons gaan vir almal wat hier is bedien. As jy by die huis sit en jy het 'n gebedsversoek, asseblief plaas dit op die groep, dat ons saam met julle kan bid en saam met julle kan stem. Vader, ek dank U vir hierdie tasbare salwing, ons catch the fire. Ek dank U vir elkeen wat vandag aangeraak word, getouch word, lewens wat verander word. Ek dank U vir die krag, die salwing van die Heilige Gees op my, die woord wat deur my spreek, die anointing. Ek dank U dat U my ore aanraak, die stem, woord van die Heilige Gees. Spreek, Here, U diensknegt luister. As the Spirit of the Lord leads. Amen. 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 Vandag gaan ek met u deel kortliks en dan gaan ons bedien ten opsigte wanneer die Here vir jou sê om te los. Wie weet, partykeer is dit moeilik om te los. Partykeer is dit moeilik om te weet wanneer, waar, hoe en al die amens gratis. Amen. Amen. Okay, so ek glo God roep ons almal en ons kyk nou in die skrif na Hebreërs 11, een van ons gunstelinge gedeeltes in die Bybel. Now faith is the confidence in what we hope for, the assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith we understand. Nie deur emosies nie, by faith. It's verder as emosies. That the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. By faith, say by faith. By faith, Abraham brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. By faith, Abel still speaks, even though he is dead. By faith, he speaks. By faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God has taken him away. Dan sien ons, kom ons kom by vers 8. En dan, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Wie is daar op 'n plek vandag by faith? Ons weet nie waar vir die Here op pad is met ons en ons is op pad. Come on, help you, right? By faith. By faith he made his home in the promised land,
like a stranger in a foreign country. We're not in concept. Can you hear it? By faith he made his home in a promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. By faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children, because she considered him faithful who made the promise. And so from this one man, and he as good as dead, come descendants as numerous as the stars in the sky, and as countless as the sand on the seashore. Kom ons kyk die volgende vers. And then, okay, waar is ons nou in Genesis? Yeah, okay, but Abraham took the word for a burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. As the two of them went on together, Isaac spoke up. Okay, this Genesis, ons is nou in Genesis 22. Maar ons gaan daai ook lees, so ek sien my vrou is profeties. So weet waar ons gaan, baie 5. Die woord van die Here sê, and God tested him. God tested him. Ons sien in Genesis 22, praat die Here spesifiek met hom, en ons besef dat God tested him. Kom ons gaan na Hebreërs 11 vers 17, 18 en 19 toe dan. Okay, ek gaan dit vir julle lees. Kyk hier, Hebreërs 11. Maak ook julle Bybels op Hebreërs 11 vers 17. By faith Abraham, when he was tested, say tested? Tested. When he was tested, offered Isaac, and he who had received the promise was offering up his only begotten son. So by faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promise was offering up his only begotten son. It was he to whom it was said, in Isaac your descendant shall be called. He considered, 'n ander vertaling sê he perceived, 'n ander vertaling sê he imagined. He considered that God is able to raise men even from the dead, from which he also received him back as a time. He considered, he remembered, he imagined. Hy het dit in hom gehad. Nou, waar kom al hierdie goedes by mekaar? Baie keer in die lewe gaan elkeen van ons deur toetse. Die God plaas ons deur toetse. Dit is dan maar iets in die lewe wat ons saam met ons het. The struggle of faith. It's to fight a good fight. Fight a good fight of faith. Maar in God se tydperk kom baie keer dat wanneer die Here met jou besig is in 'n toets, dan gebeur daar baie dat die Here sê, maar nou moet jy dit los. Nou moet jy klaarmaak met hierdie dinge, dan moet jy hierdie dinge agter jou sit. Jy het nou te lank vasgehou aan hierdie en dit is partykeer ons grootste probleem. Ons hou partykeer te lank vas aan iets wat die Here aanbeweeg. Kom aan man, daar was 'n tyd waar die woord van die Here sê, Moses is dood, en die hele volk hou aan huil en huil oor Moses. Maar die Here het al klaar 'n nuwe regerder opgestel. En naderhand kom die Here by die profete sê, hoe lank gaan jy nog huil oor Moses? Ons het werk om te doen. Let go. Let go. Dis tyd om aan te gaan. So, when your faith is tested, there is something God has already taught you.
that He is calling you to trust Him. Kom ek verduidelik dit mooi in Afrikaans. Wanneer jou geloof getoets word, vertrou die Here in jou, dat ek al iets in jou geplaas het, in die tydperk wat jy deurgegaan het, dat wanneer jy deur hierdie tydperk gaan, dat jy iets kan onthou, in die toets waar ek jou deurgevat het, waardeur jy gekom het. Ek het myself deur mekaar daar gepraat, maar kom ons, dit my mooi geklink in die Engels, kom ons gaan weer daarso. When your faith is tested, nie as dit gaan gebeur nie, when, elkeen van ons, mense wat inluister, elkeen van ons se faith word getoets, man. Partykeer, as dit nie nou is, die wag tot 2, maar ons goed gebeur. And so when your faith is tested, there is something, nie miskien nie, there is something that God has already taught you, vanaf waar jy gekom het, that God is trusting you to keep hold of it. Jy's, dit klink mooi, hè? So, God would not give you this test if He have not given you the lesson. Dankie Dion, dankie vir daai amen. God will not be giving you the test. God gaan jou nie die toets plaas as hy nie alreeds vir jou 'n lesson, kom aan man, iemand moet saam met my is profeties vandag, so julle moet dit vat. So if God has not given you the lesson, He would put something in front of you if you haven't already prepared you for it. Kom ek verduidelik wat ek probeer sê. So, dankie my skats, ek het daai amen gesê. God would not give you the test if He had not given you the lesson. So He would not put something in front of you if He didn't prep you for it. So wat ek probeer sê is, as die vader van ons geloof, Abraham, getoets is, kan nie een van ons sê, maar ons gaan nie getoets word. Maar die toets is vertroue in God. Want vertroue is alles. En alles in die lewe is vertroue. En ons sien dat Abraham 75 jaar oud was, toe die Here vir hom gesê het, okay, trek nou weg. Gaan weg van alles wat jy ken. 75 jaar oud. Gaan weg van alles wat jy ken. Nee, gee alles op. En gaan na die plek waar ek jou lei. Daar's nie GPS nie, daar's nie Siri nie, daar's nie Google Maps nie, daar is niks van daai goed nie. Ek bedoel, nou moet hy moet alles opgee, hy moet alles opgee. En ek bedoel, hy kom by Sarah en hy sê, my vrou, ek het slegte nuus. Ons moet trek. Welkom, hulle het nou net getrek. Is dit gas? Unbelievable gas. So, mense, ons het 2 jaar teruggetrek. Hy skat het wel, want daar's landopbokse wat hier uitgepak het. Ek weet eers wat daarin is hier. Maar, die feit by staan is, hoe oortuig jy iemand om te trek as hulle nie weet waar om te gaan? Wat sê jy vir jou van my? Ons gaan. Waartoe gaan ons weet nie? Wat sê jy vir jou vrou? My vrou is met pa. My man, jy is 75 jaar oud. Waartoe gaan ons trek? Ek weet nie, Here, dit is ons met baie. Waartoe? Ek weet nie. Hoe lang? Ek weet nie. Met wat se waar? Ek weet ook nie, maar ons sal 'n baar kry. 'n baar gaan ons kry, 4 per baar, ons gaan 'n baar kry. En ons gaan trek, want hoor die familie, ons gaan trek. Wat? Ons weet nie. Wat is sien ons julle? Ons weet nie. Wat kan ons kom kyk? Ek weet nie. Hoe lank gaan dit van ek weet? Hoe trek jy? Andre, jy het net van daai wenk af teruggekom, hè? En ek bedoel, as ek nou vir Andre sê, hoorie, ek dink hy worry nou as ek weer vir hom moet aan die einde van die diens van ons profeties bedien, en sê, Andre, goeie nie is 'n slegte diens, Michigan is calling. Mense, die groot ding is dat even though he did not know, kom aan, die Bybel sê daar, even though he did not know,
even though he did not know where it was leading, he set out in faith. Trust is 'n moeilike ding. The deeper the level of trust, the less you need the details. Oh, ek dink julle het hom gemis. Mense by die huis. Trust is a difficult thing, but the deeper the level of trust, the less you need details. Monique het hierdie week al naals gaan doen, kyk hoe pragtig lyk haar naals, né? En ek sê vir haar, gesê sy gaan haar naals doen, ek vertrou sy gaan haar naals doen, ek vra nie, hoeveel kos dit, by wie is dit, waar is dit, wie gaan saam met jou, al die type goed, wat daar's 'n level of trust. As ek nou 'n tienerdogter gehad het wat sê, sy gaan fliek toe, wil ek alles weet. Wie is die man wat jou kom haal? Hoeveel is julle? Wie ry? Gee my sy ma se telefoonnommer. Wat se fliek gaan julle kyk? Skattebol, jy moet net weet, ek gaan jou vra oor die fliek wat jy gaan kyk. En 11 uur is 11 uur. Klauwe hierlaat moet jy trek by 11 uur. 11 uur is 11 uur. As jy nie daar is, gaan ek jou kom haal. As jy jou oor uitwees, sit ek agter jou die fliek. Daai maatjie wat bak of baie moeg is, hy is nie regtig moeg nie. Sy handjies uit vriendskap handjies. Maar when you trust, you don't need details. Wat wanneer jou vertroue daar is, hoef jy nie vir my informasie te deel nie, want dis hoe dit is. Die storie van hierdie storie is 'n kind wat dood moes maak geword het, die storie oor hierdie storie is die intimacy in die level van trust vir haar. So toe Abraham vir God sê, okay, toe sê die Here, let's go. En wanneer die Here sê, let's go, dan is dit waar jou karakter inskop om te sê, ek vertrou die Here. Hy het niks gehad nie, hy het die Here net ontmoet op hierdie ouderdom. Hy het net ontmoet met die Here gehad, en die Here sê vir hom, okay, nou wil ek hê, eerste ding, let's go, pak jou wa, kry jou goedes reg, ons gaan trek. Ons kan nie, Abraham kan hier nie eers iets onthou van, hy het net die Here ontmoet, come on, daar is nie van, Here, jy het my nog nooit gedrop nie, hy het dit nie, hy het nie 'n storie om aan te werk van waar af hy gekom het nie, hy het nie jare se verhouding gehad met die Here waarop hy kon fokus nie, hy moes glo en vertrou. Ek ken nie nog nie, ek weet nog nie van hierdie, maar is okay, ek gaan vertrou. Soveel keer gebeur dit in ons lewe dat die Here sê, let's go. En ek wil vir iemand vandag wat inluister sê, die gees van die Here sê, it's time to let go. It's time to go on. Is tyd om aan te beweeg. Is tyd om klaar te maak. Baie keer is ons stuck in situasies en God wag langs jou en sê, let's go. En jy sê, maar Here, ek wil nog hierdie mense groet en ek wil hierdie groet en ek wil nog hier kom baie sê en ek wil nog hier regmaak en ek wil nog dit en hy sê, daar's nie nou tyd daarvoor nie, let's go, pak die wa, laat ons gaan. Pak die wa, laat ons gaan. En ek besef, is as weer is praat, en dis kom ons gevoel het om hierdie Catch the Fire, hierdie tyd van die jaar te maak, om te sê, maar gaan met die goeders, because God is saying in the spirit, let's go. Kry jou goed gereed, kry jou CV reg, kry jou dinge reg, kry jou verhoudings reg, maak klaar met goed wat klaar gemaak moet word, staan toe, let's go, daar's goed om te doen. En as God jou vertrou, en ek God vertrou, hoef ek nie vir God spesifikasies vra. Dis nie, Here, okay, wat se skoene moet ek aantrek vir hierdie journey, gaan hierdie pas, hoeveel kos moet ek saamvat, ek moet die Here vertrou. Ons weet, hy het eers vir gesê hoe lank dit gaan vat, hy het dit gesê, kom, laat ons gaan. En in vers 8 sê hy, in vers 8 kom het so baie mooi in, dat hy dan sê, so Abraham answered,
God himself will provide the land for a burnt offering. Hoekom? Want hy het geweet, ek moet gehoorsaam wees, want die Here het in soveel aspekte in my lewe al klaar vir my die pad reggemaak. So, die Bybel sê dat Abraham 1500 myl getrek het. Sonder om te weet waar toe te gaan. Hy het nie eers geweet waar toe hy gaan. Hoe moes hy weet? En dis die interesting part, want elke tree wat hy gegee het, moes hy sy gees toets. Met God se gees is dit die plek. So Sarah het seker, Abraham, kyk al, daar's 'n waterstroopie, daar's mooi berge, ek dink dis die plek waar die Here in gedagte het. En dan toets Abraham, nee my vrou, sorry, ons gaan nie hierop staan. Abraham, kyk daar is baie vee, daar is 'n pragtige landgoed daarso. Dis seker waar die Here ontmoet. Nee my vrou, dis nie daar nie. En so moes hulle elke dag gehoop, miskien vandag, miskien hierdie oomblik, miskien staan ons Sarah se boude is al deurgesit. My man, hoor by die Here, wanneer gaan ons uiteindelik daar aankom? En dan sê my vrou, hoe gaan jy weet? Hoe weet jy? You trust God. Hoe weet jy wanneer dit is? You trust God. En ek dink toe hulle by die plek om te voel in sy gees aan. En die woord van die Here sê dat hy tent opgestaan, hy kamp opgestaan en hy daarso gebly en hy was hier, maar Hebreërs 11 vers 7 tot 8 praat daarso van en he embraced die Engelse vertaling sê he embraced the promises. En ek glo wanneer ons op 'n plek kom waar ons embrace the promises, wat jy dit eie aan jouself maak, wat jy besluit, okay, yes, hier is dit, want ons sien dat die belofte vir hom gegee is, dat jy 'n kind gaan kry. By faith, Abraham went called to a place he would later receive as he obeyed and went, even though he did not know where he was going. Maar toe die Here met hom begin praat en die Here het hom gesê, jy gaan 'n kind kry, en hy embraced the promise. Hy het nie geweet hoe dit gaan wees nie, hy het nie geweet wat gaan gebeur nie, hy moes net geweet dat hy moes vashou aan die belofte. 25 jaar later, toe kry eers die kind. Mense, as ek vir die Here kan weer leerkom, jy wag 25 jaar, hoeveel van 25 jaar vandat jy die belofte gekry het. 25, as ek vir jou sê, die Here het vir jou 'n nuwe werk, en jy sê, halleluja, 25 jaar later kom hy werk. Ek dink jy gaan dit sê tot by. 25 jaar, sê Rika, imagine ek sê vir jou, jy gaan die CD release. 25 jaar later kan jy die CD release. Net so 'n bietjie krakkerige stelletjie daarby. Maar die groot ding is, we have to hold on to our faith. En dat jy vashou aan die belofte. En ons kom op 'n plek wat ek glo, hier is 'n paar woorde wat uitgaan in die gees. Een is dat God sê, come on, let's go. Volgende een is, hold on to your faith. Dinge is besig om te gebeur, hou vas. Things can only get better. Kom op 'n plek dat jy, in spite of everything, dat jy nog steeds sê, I still believe. Maar nou kom ons in Genesis 22 vanaf vers 2, en in die begin het ons gekry, let go, en wanneer die Here toe vir hom gesê het, let go, sê die Here vir hom, kyk al, sometime later God tested Abraham, so, hier word hy getoets, weer getoets. En die eerste toets was 'n trek weg, die tweede toets, sien julle, dis, ons kry toetse. He said, Abraham, here am I. Then God said, take your son. Hy wag 25 jaar vir hierdie kind. Take your son, your only son, whom you love, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain. I will show you. Weer eens 'n berg. Wat 'n berg? Ek weet nie.
Hoe hoog is die berg? Ek weet nie. Waar is die berg? Seker naby Moria. Maar hier sien ons weer, offering on a mountain, I will show you. Het hy al klaar die prentjie gekry? Nee, it's somewhere in the future. Weet hoe lyk dit? Nee, daar was nie, en hier's vir jou 'n foto, ek gekry, 'n berg wat soos die foto. It's all in faith. Jy moet al weer trek. Het hy al getrek? Come on. Wie sien nou saam? Het hy al 'n belofte gehad van 'n plek wat ek jou gaan wys? Yes, maar nou kry hy weer dieselfde opdrag, bietjie anderste, gaan na 'n plek wat ek jou gaan wys en jy gaan jou seun offer. Die details, dis nie in die deadline nie, en hy moet vashou, want Abraham het die besef, dis 'n toets. En Abraham hoor hy met sy seun offer, moet verskriklik gewees. Hoe oortuig jy die ma van die Here gesê ek moet die seun offer? Wat sê jy vir Sarah, ons enigste kind? Abraham het hierdie kind op 100-jarige ouderdom gekry. Selfs die woord van die Here sê, Sarah was verby die ouderdom, wat ek bedoel, sy het gelag toe sy hoor sy gaan 'n kind kry, want sy was verby die ouderdom kinders te kry. Hy was 100 jaar oud. Excuse me. En nou kom het, en nou sê die Here, gaan offer jou kind, en Abraham moet gaan, en hy 100 jaar oud, hier moet hy gaan, en hy is op 'n plek van, okay, dis reg, ek hou vas, kom by Moria, hy het nog nooit gesien nie, hy weet nie waar dit is nie, en hier sien hy, ek moet nou my kind, ek vertrou die Here, maar ek moet my kind gaan offer, my enigste kind, maar wat hy geleer het in die journey, in die paai wat hy al met die Here gestap het, dat die Here my nooit deur 'n toets gaan laat gaan, as daar nie voorheen lesse was, wat ek geleer het, by God deur die toetse wat ek gegaan het, wat ek kan gebruik in hierdie toets nie. Kom maar. So hier kom hy en die woord van die Here, kom, kyk gou amazing. Early the next morning, Abraham got up, loaded his donkey, took with him 2 of his servants, son Isaac. When he had cut enough wood for a burnt offering, he set out for a place God had told him about. Dis meeste van ons weet nie wat 2026 inhou nie, maar ons is op pad. On the third time, Abraham looked up and saw the place in the distance. Hoe? Derde dag. Dit is 'n geeservaring. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. We will come back. Excuse me, wat verstaan jy nie van sacrifice? Het die Here nie vir hom gesê, maar jy gaan jou seun offer nie? Ja. So, hoe het hy gejok? Hoe sê hy, we will worship and then we will come back to you? Maar die Here daarvoor, as die Here iets sê, gebeur dinge. Die Here het vir hom gesê, jy gaan jou seun offer. Die Here het vir hom gesê, jy gaan jou seun offer. Is daar iets vir hom gesê, en die Here gesê, and you will go up to the mountain, you will offer your son Isaac. Ja, klaar. Einde van die storie. Nou kom Abraham en hy sê, stay here with the donkey while I and the boy go over there, we will worship and then we come back to you. Iets wat ek vir julle wil leer in hierdie is. Vir 3 dae het hierdie ouens saam met hom getrek. Maar baie keer in ons journey moet ons mense groet, wat nie almal wat saam met jou begin maak saam met jou klaar nie. En in die journey waar ons nou is daar sekere dimensie wat jy moet aangaan, en miskien gaan dit wees besigheidspartners, verhoudinge, relationships en al daai goed wat goed was vir jou vir die journey tot hier, maar dis nie goed vir jou die journey verder. Partykeer moet jy die donkies groet. Partykeer
moet jy die mense groet en sê, baie dankie tot sover. Hoekom het hy dit saamgevat in elk geval nie? So, dan maar ek moet julle nou groet van baie dankie vir die journey. En mense, dit is baie moeilik, baie keer to go further, moet ons groet. Om die volgende stap en die volgende dimensie te bereik, moet ons groet. Daar's iets wat jy groet. Daar's iemand wat jy groet. Daar's goeders wat jy moet agterlaat. Daar's goeders wat jy moet laat gaan. As goed in 2025 wat jy nie saam met jou in 2026 kan invat nie. Jy moet dit nou laat gaan. Jy kan nie aan dit vas nie. Hy kan nie verder gaan met die donkies en die mense nie. Hy moet groet. So hy sê, me and the boy will go further. Nou, hier sien ons, kyk gou. Dankie my skattebol. Abraham took the wood from the burnt offering and placed it on his son Isaac. Is dit nie 'n voorbeeld van God se Jesus? Wie die kruis gedra? Die seun. Wie die hout gedra? Die seun. Wie by die berg opgegaan? Die seun. Jesus by Golgotha opgegaan met die kruis. Yes. So, and he himself carried the fire and the knife. As the two of them went on together, Isaac spoke. Nou, hier kom die trust nou in, want nou vir die eerste keer praat die seun. Ek weet hoe was hulle verhouding hierna nie. Of as pa omgeroep het, seun gaan, kom ons gaan stap by Ekie. Nee, pa, ek bly net hier so. Nou, Isaac spoke up and said to his father, Father, yes, my son, Abraham replied. The fire and the wood are here, Isaac said, but where is the lamb for burnt offering? Pa, die hout en alles is hier, ek kan sien, ons gaan 'n sacrifice bring, maar waar is die lamb? And Abraham answered, God himself will provide the lamb for a burnt offering, my son. And the two of them went on together. Maar kyk verder, wat gebeur? When they reached the place God told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Then he reached out his hand, took his knife to slay. Staan daar om hom te tik op die kop. To slay. In sy hart moes hy die keer, toe hy daai mes optel, toe hy geweet, ek maak my kind nou dood. Ek gaan hom nou doodmaak. Then he reached out his hand, took the knife to slay his son, but the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am. Do not lay a hand on the boy. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld him from me. Your son, your only son. And Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over, took the ram, sacrificed as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mount of the Lord it will provide. Iets wat ons moet verstaan hier is 'n paar baie belangrike goed. Daar's 7 persone in die Bybel waar daar 2 keer mee gepraat was. Abraham, Jacob, die ander is Saul, Simon, Martha, 'n dubbele naam, Abraham, maar iets wat ons moet verstaan. So Abraham het gedink, dit is verby, ek gaan my kind offer. Maar die ding met God is, dat daar sekere tyd is, wanneer God sê, let go of the knife, so that I can give you the ram. Kom aan, julle het dit gemis. Let go of the knife, so that I can give you the ram. Nou iets wat ons moet verstaan, dat in sy, die laaste woord wat die Here vir hom gesê het, is maak dood jou kind. Maar terwyl sy geloof daar was, om te sê, ek maak my kind dood,
was die geloof daar om te bly hoor wat die Here, dis as Here, u moet nou praat, Here, u moet nou praat, Here, u moet nou praat, Here, u moet nou praat. En toe die Here praat, gelukkig het hy nie ophou luister nie, want baie keer hou ons vas aan dit wat die Here gesê het, maar ons hou nie aan luister wat hy volgende sê. Ons volg die storie tot hier, maar ons luister nie verder. God said, kill your son, now let go. Kill your son, let go of the knife. Laat los. For now, kill your son, but let go of the knife. So ek vertrou. Vers 13 sê vir ons, and Abraham looked up and then the figure he saw a ram caught by its horns. Maar as jy eintlik gaan lees staan daar, dat die ram agter hom was. Dat die ram was daar waar hy verby gestap het. Hy het dit nie gesien. Die ram was agter hom, waarby hy verby gestap het. Maar sy aandag was so op dit wat ek nou moet doen, dat hy nie kon registreer, maar agter hom was die lam. En baie keer gebeur dit in ons lewens, dat ons so besig is om die mens vas te hou, dat, en omdat ons vashou aan hierdie een ding, as net hierdie deurkom, as my genesing kan deurkom, as die Here net hier kan ingryp, as die Here net hierdie kan doen, en ons hou so vas in daai een ding, dat God gesê het, vir 'n time being was dit nodig, but let go, en kyk agter jou, want hier is die oplossing. Dis as die vyand ons so probeer vashou met hierdie nou, dat ons nie die blessing sien wat vir ons wag, wat vassit, sodat jy dit kan gebruik nie. Is nie dat jy die blessing moet gaan haal nie, is nie dat jy moet gaan jaag vir hom nie, is nie dat jy hom moet gaan skiet nie, is nie dat jy hom moet gaan soek nie, die blessing sit klaar vasgevang, die engele het hom laat vashou in die bosse, die blessing wag al die hele dag vir jou, jy het hom net nie gesien nie, want jy was so gefokus aan om vashou aan die mens. Goeie tyd, kom maar mense, jy was so gefokus aan om vashou aan die mens, maar die woord sê, dat kom ons kyk gou Hebreërs 11 vers 19, sê vir ons dat Abraham trusted to the Lord that he would raise his son from the dead. Dis Genesis 22. Was daar ooit in die geskiedenis tot op daai stadium enigiemand wat uit die dood uit opgewek is? Nee. Eerste keer wat ons lees iemand is uit die dood uit opgewek was waar? Lazarus wat uit die dood uit opgewek. Ja, Jona wat in die vis se maag was, weet ons van, was dood, was weer lewendig, maar Lazarus is uit die dood uit opgewek. Er is al 4 later. Ja, in Jesus se bediening, die meisie wat dood was, Talita Kumi, die een by die begrafnis wat opgestaan het uit die dood uit, ons lees, maar in die Nuwe Testament lees ons mense wat uit die dood uit opgewek. Ons lees nie tot met Genesis 22 van enigiemand wat uit die dood uit opgewek. So hoe kan Abraham sê, and he trusted God that he will raise his child from the dead, as daar nog nooit so iets was. Jy kan ons nie, ons breine werk ons so, ons kan nie iets sien as ons nie iets al voorheen gaan. Hoe kan ek praat van iets voordat die dood uit opgewek, as daar nog nooit in die geskiedenis iets uit die dood uit opgewek? Die woord sê, and he trusted God that he will raise him from the dead. Ek wil vandag vir u sê, dat baie keer in ons lewens gebeur dit. God gaan jou deur niks vat, as hy nie iets van die verlede waardeur jy gegaan het, gebruik. So Abraham kyk na sy liggaam, en hy dink as die Here hierdie dooie liggaam
wat 100 jaar oud is, dinge kan laat wakker word en herstel wat dood is. My vrou se baarmoeder en vroue dele wat dood is, wat nie kan geboorte gee. So if God can heal a dead thing, if God can raise a dead body, He can raise a dead boy. As die Here dooie dinge, my liggaam kon nie meer werk nie, my liggaam was nie in staat om kinders te kon produseer nie. Alles het nie gewerk soos dit moes werk. My vrou, as ek daar gekyk het, kan ek nie glo, sy kan swanger word, en daarom het my vrou op 'n tyd vir my gesê, gaan slaap met Hagar. En wat hy was, het hy nie met sy vrou gestry. En hy het gesê, ja, is goed, want ons almal wil partykeer 'n easy way out kry, of 'n vinnige oop deur, of iets, want dit maak ons nou nie sin nie. Ek mag al 25 jaar, okay, maar miskien het die Here bedoel, Hagar, gaan verkeerd saam met Hagar, want hierdie lyf van my, dit is nou soos om vir Tannie Lies hierso hand op te lê en sê, jy gaan 'n seentjie maak. Kyk, wie wil op 100 'n kind kry? Kom aan, 3 nou nie. Die is nou nie. So, en my op 52 nou 'n kind te kry, ek ag, Here, as my kind matriek afskeid toe gaan vat, gaan hulle sê, ja, oupa, jy kom aflaai. So, kan jy imagine dat hy eerder die easy way out gekies het met Hagar, want het nie meer sin gemaak nie. Maar toe die les kom om sy kind te offer, toe sê, was die Here hierdie liggaam, weet soos 'n 22-jarige mannetjie kan maak, en my vrou, wat oor die muur is, wees soos 'n pragtige jong bruid kan maak. As die Here dit wat dood is, weer lewendig kan maak, dan kan die Here mos hierdie seun van my, wat vandag dood is, en dood gaan weer, kan die Here hom terugbring. Dis my vrymoedigheid gehad het om te sê, hey, me and the boy is coming back. Ek wil vandag vir jou sê, you and the boy is coming back. Dis waar die vyand in jou oor fluister, terwyl jy opstap en sê, ja, maar nou het ek alles verloor, nou het ek alles opgegee, dat die Here sê, remember me in the trials that you went through, because I've placed something in you that you can hold on to when the time of testing is started. Ek gaan jou nie iets invat, waar jy nie voorheen lesse geleer het, dat jy daai lesse kan gebruik om toe te pas waar jy nou is nie. Ek wil vandag sê, your blessing is behind you. Switch. Leer om te switch. Leer om te draai. Go to the place, build the altar, but remember to switch. Dit is soos Dani Gerber, losstap pen. Wat jy daar sê, remember to switch. En baie keer ons doen alles, we go to the place, the promise of God, we taste it in our spirit, ons het die sacrifice daar, ons het die mes, but let go. Let go of the old things, let go of the past, let go of the bitterness, let go of the stress, let go of the negativity, let go. Want as jy nie let go nie, you can't switch. As jy nie let go nie, kan jy nie draai en die blessing kry, wat ek reeds vir jou, jy het by die blessing verbygestap, maar jy was so gefokus aan die messituasie, dat jy die blessing gemis het. Jy het by die blessing verbygekom, want jy was net gefokus hier, but you can't let go. Let go. If you let go, you can switch and see the blessing. Ek wil vandag in hierdie plek en vir almal wat inluister sê, Zurika, jy kan na vore kom en gaan bedien. Ek hoor in die gees 3 dinge. Die eerste ding is waar die Here sê is let go. Die volgende een wat inkom is
Take hold by faith. The promises of God that was given. Hou vas aan die beloftes van die Here. Maar die laaste een, God says, switch. Draai. Kyk anders na jou situasie. En alles is nie soos wat dit op die oomblik lyk nie. Vir ons het dit gelyk soos 'n plek waar 'n kind geoffer word. Maar die woord eindig, this is the place that the Lord provided. Ons sal sê, is dit hierdie plek waar die kind geoffer? Wat se kind is geoffer? Maar dis die plek waar Abraham, nee. That's the place where the Lord provided. Abraham het nooit weer daai plek genoem. The place where I almost killed my son. Hy het nooit genoem, dis die plek van my seun se grootste trauma. Hy het nooit genoem, dis die plek waar my hart gebreek het. Hy het nooit genoem, dis die plek waar ek amper my kind doodgemaak. Hy het die plek genoem because he switched. Hy het die plek genoem, the place where the Lord provided. Ek wil vanoggend hier uitspreek, ons gaan nou vir julle bedien. Ek en mense wat inluister en deel is van ons mis julle, ons wens julle was hier saam met ons, maar ons gaan nou bedien, so terwyl die musiek gaan speel, kom vorentoe, ek gaan vir julle bid, dan die Ries kom, jy sommer, ek het sommer 'n woord in die gees vir jou, Dries kom staan sommer daar agter by al, ek gaan nou vir jou bid, dan die Ries, krag en die salwing van die Here is hier, kom staan sommer hier so by my, die salwing is hier so, Vader, ek kom in die naam van Jesus, en ek kondig in die geesdimensie switch, oor dan die Ries, ek kom vandag, en ek kom spreek the Lord provides, ek kom spreek in die gees, in die naam van Jesus, die salwing van die Heilige Gees, wat op en oor my is, dat die heerlikheid van die Here deur opvloei, ek ruk nou in Jesus naam, spreek ek die krag en die salwing, welkom kom ek bid vir jou, kom ek salf jou in die naam van Jesus, in die naam van Jesus, Lord, I decree and declare a new day, a new season, new manifestations, ek kom, maak die blessings, wat toegehou is, wat weggevat is, for a time and a season, en hy het getrek en hy het beweeg, in die naam van Jesus, kondig ek, vandag oor wat the Lord says, take refuge, take strength, for a new season, trek aan jou skoene, girdle up your waist, girdle up your loins, for soon, in a heartbeat, in a second, let loose, let go, it's around the corner. Father, in Jesus' naam spreek ek tot sy gees, sy wese, sy siel, die heerlikheid, die salwing is sterk. Ek breek, ek trek hierdie pen en hierdie spies uit sy hart en sy gees. Hierdie disappointment trek ek uit, ek sien hierdie spies van disappointment. In die naam van Jesus, I pull it out. Pull this disappointment out. Ek sê, Here, maar ek moes alles los, dit wegstap van alles af. Ja, but the blessing is around the corner. Look behind you and you will see. Let go, it's time to let go now. Let go and let God be. Let go and let God be. Lift up your hands. Lift up your hands. Say, Father God, in the name of Jesus, I decree, I'm letting go. I don't need specifications. I just trust in you, Lord. I'm letting go. Nie my idees, Here, but yours.
vinnig by jou kom. Fire in Jesus' name. Ek roep jou as And jou I will run Ek salf and jou. not go Salf jou hande, ek salf weary. jou liggaam. I Ek will gaan ons rise taal bedien. in God my strength. My heart will trust, for all my hope is Christ alone. I lift my eyes to see your face. I know my help is in your name. In everything, help my hands on my sea. And I will run and not grow weary. I will rise in God my strength. My heart will trust, for all my hope is Christ alone. And now my soul sings, your love knows no end. Your love knows no end. Your love knows no end. And now my soul sings, your love knows no end. Your love knows no end. Your love knows no end. I will love, for you have loved. I will forgive as you forgive. Your love prevails. You fill my life with hope again. Mense by die huis, ek salf julle, ons gaan I vir julle kerk will aanbou. Ek bless julle, ek seën julle. Ek anoint julle, dankie vir almal wat saai in ons bediening. Waardeer julle, ek spreek 100-fold blessing oor julle. Ek kom vandag in die naam van Jesus en ek spreek tot jou. Get up, get moving. It's time to go. It's time to take hold of the promises. But watch for the switch. Daar is 'n switch coming. The blessing is behind you. Jy het al reeds by hom bygestaan. But amazing things is waiting. Bless julle